Viewer discretion is advised. Iemand naar de dokter! Oh, iemand naar de dokter! Iemand naar de dokter! Naar de dokter! Iemand alsjeblieft naar de dokter! Naar de dokter! Dat is voor mij. Vergeet van die telefoon, man, is jou troudag. Klim. Is nog vroeg. Dokter laten gaan? Ek kom dadelik. Gaan sê vir Mary en ek gaan 'n bietjie laat wees. Judy seker het in die swembad geval. Maar jy kan mos nie gaan nie, ons kan mos iemand anders kry. Gaan sê jy net vir Mary en. Operatief is hier. Hij wil je dringend zien. Hallo. Wat is het? Daan het 'n dringende geval gehad. Hy het gesê hy mag dalk 'n bietjie laat wees. Wat kan vir Daan meer dringend wees as sy troudag? 'n Kind het in 'n swembad geval. Die oproep het gekom toe ons op pad was en ons het dadelik soontoe. Ek weet nog nie of ek kan lewe nie. Hoekom het hy nie 'n ander dokter gestuur nie? Hoekom jy nie gegaan nie? Wie het gebel? Ek weet nie. Was dit Jeannie? Ja. Maak hom saam met my kamer toe, kom help my om uit die rokke te kom. Mireille, my kind, nie so haastig wees nie. Daan het seker 'n rede gehad. Natuurlijk het hy 'n rede gehad. Ek weet nog altyd wat sy prioriteite is. Ek was net te blind om dit te erken. Ons het waar buis ingesit. Sy is nou in die boysmasjien om haar te ventileer. Sy het nog nie bygekom nie, maar ons het 'n EEG gedoen. Daar is die breinskade. Sy sal in intensief en blyf observasie. Ons gee vir haar suurstof. Het gaan net dat jy langer die wag nie. Kan baie lank vat voor sy bykom. Dan hoe lyk dit? Hoe lyk haar kanse? Baie goed so ek sê. Jeannie het gelukkig al die regte dinge gedoen toe sy haar uit die water uitgehaal het. Hoe lank gaan dit vat voor sy bykom? Dit is moeilik om te sê. Ons hou haar gedurig onder observasie en stoet haar bloedgas. Ja, ons sal dit weet sodra daar enige verbetering is. Kan ek haar sien asseblief?
Ons moet reël. Sy het 'n steriele oorpak met aantrek en 'n masker. Wag sy nog hier. Pa kan so na kry, sê ek bly tot sy bykom. Ek ook. Kan jy nie keer nie, maar ek sal verkies as jy loop. Niks op aarde kan vergoed vir wat jy vandag met Rolie laat gebeur het nie. Pa, ek sal dit waardeer as pa sal reël vir 'n egskeiding. Nee, asseblief. Kan ons net eers daaroor praat? Nee. Ons het 'n punt bereik waar al die woorde in die wêreld niks kan regmaak nie. Die liefde in hierdie huwelik, die bietjie wat daar nog oor was, is dood. En jy kan nie 'n dooie ding weer lewendig maak nie. Vandag was finaal die einde. Alles, kom, ons uit. Maar ek verbly. Man, jy het jou kans in die lewe gehad, kom. Pa, asseblief. Kan pa vader so gou as moontlik uit die huis uitkry sodat ek my en Rolie se goed kan gaan. Ek probeer my bes, my kind. Die suster sal hier nou kom haal. Ek sal vanaand weer kom inloer. Verskoon my. Dankie, Dan. Dan. Ek onthou nou nie. Dis jou troudag. O, liewe hemel, Dan, wat is ek besig met jou lewe te val? Vergeet dit. Ek is nou op pad na die einde. Ek is verskriklik jammer. Dis niks. Dis nou die enige ding wat geval gedoen het. Nee, anders kan hier praat. Hoekom nie? Dit nou in openbaar verneder, jy kan my net sowel in openbaar om verskoning vra. Geen verskoning gaan vir goed daarvoor. Kan ons praat. As ek 'n paar gaste op die oomblik is hulle my prioriteit. So die antwoord is nee, Dan, ek kan nie meer praat nie. Die waarheid is, ek wil nie met jou praat nie, nou nie, nooit nie. Kom geen nie maar terug na Jeannie toe nie, sy is in elk geval jou eerste keuse. Ek was gek om dit ek het so uitverander. You're watching. Pa, kyk bietjie so. Waar op aarde kry jy dit? Ek het dit net gekry. Weet sy jy het dit? Nee. Dion. Jy het dit nie daar woonstel uitgehaal nie, het jy? Pa, ek het dit net gekry. Wat maak dit toch saak? Wil jy nie maar 'n slag met my oop kaarte speel nie, Dion? Ons kan nie bekostig om dieper in die moeilikheid in te kom. Nou goed dan. Ek het in die huis ingegaan. Ek het dit uit die kas uitgehaal. Ek weet is inbraak en diefstal, maar wat 'n ander keuse het ek gehad? En as sy nou agterkom, dis weg en sy bel die polisie. Sy sal nie. Bydien ek niks vingerafdrukke agtergelaat. Hemel, Dion. As jy nog so 'n aanklag teen jou moet kry. Pa, asseblief. Moenie vir my preek nie toe. Ek het van die begin af geweet wat risiko daaraan verbonde is. En ek glo sy sal onder geen omstandighede polisie toe gaan nie. Nie om die gesteelde geld te gaan aanmeld nie. Dion. Gaan verbrand hierdie boekies. En dan? Ons weet wat ons wil weet en dat is genoeg. Daardie boekies is net 'n bewys dat jy inbraak en diefstal gepleeg het. En die inligting, wat gaan pa daarmee maak? Gaan pa met haar praat? Nee, ek gaan met die aanklaer praat. Sy is haar getuie. Ek dink sy sal baie belangstel in hierdie brokkie inligting. U sien mevrou Botha, as Annette Colyn daardie geld gesteel het, soos wat ons nou kan bewys, dan het sy die motief gehad om 'n valse verklaring teen ons man te doen. Dan beteken haar getuienis bitter min in 'n hof. Wat sal ons eers moet sien, meneer Beyers?
Ek sal haar ontbied. Mag ek advokaat Visser haar in die teenwoordigheid ondervra? Ek sal dit oorweeg as ek met haar gepraat het. Baie dankie. Totsiens. Totsiens. Hardes, Ja? ek en jy het nog nie klaar gepraat nie. O, ek dacht ons het. Kyk, Hardes, terwyl ons hierdie gesamentlike probleem het, sal dit beter wees as ons soos beskaafde normale mense bymekaar kom en die saak uitstrek. Jy weet seker wat jy aangevang het. As gevolg van jou gesprek met jou was my nou skei. Skat dit vir jou groot genoeg doen. Nee, ek sal dit miskien nie glo nie, Hardes, maar ek voel baie jammer vir jou. 60. In elk geval gaan ons praat of nie. Nee. Nou goed, dan gaan ek jou sê wat ek nou gaan doen. Ek gaan jou dag vat vir onderhoud en ek gaan met die hoof praat. Jy gaan jou kop verloor. Geen om nie, man. As Jenny nou pa met my klaar is, sal ek met die niks oor hê. Het jy al ooit daaraan gedink dat alles wat met jou gebeur jou eie skuld is? My skuld? Is dit my skuld dat my vrou 'n affaire het met 'n ander man? Is dit my skuld? Nou probeer hulle nog maak asof dit my skuld is dat Ronnie in die swembad geval het. Alles is mos my skuld. Okay, Hardes. Gaan ons praat of wil jy dit op 'n moeilike manier doen? Wat is dan maar te praat? Jy wou op 'n stadium met my getrou het. Hoekom dink jy nie maar weer 'n keer daaroor nie? Miskien sal dit vir jou beter wees om 'n slag 'n vrou te hê wat jy liefhet. Middag, pa. Ja, Hardes, ek het alles gehoor. Hoe bedoel pa alles? In 2 jaar, Hardes. Het jy gevorder van toegewyde teologiese student en oortuigde Christen tot aanranding en egbreek. Wil jy eintlik kom soek simpatie? Ek het gedink ek wil net pa se raad kom vra. Waaroor? Oor jou egskeiding of die meisie wat jou kind verwag? Asseblief pa, ek het probleme. Ja, en elkeen van hulle is selfgemaak. Daar was 'n tyd Hardes uit trots was op jou. Dat ek uitgesien het na die dag wanneer ons saam in die bediening kan staan. Op die oomblik voel ek net skaamte. Net skaamte. Pa, asseblief. Ek kan verduidelik. Nee. Ek wil nie nog leuns en nog verskonings hoor nie. 'n Voorbeeldige man, 'n eerlike man het nie verskonings en verduidelikings nodig nie. En wat jy gedoen het is onverskoonbaar en onverdedigbaar. So. Pa wil my nie kans gee nie. Nee, ek wil nie. Ek sou meer respek vir jou gehad het as jy kon bely het dat jy gesondig het, maar jy het net gekom om jouself te regverdig. Nou goed dan. As dit pa se houding is, as ek jammer dat ek hoegenaamd hier na toe gekom het. Hardes, wanneer gaan jy leer om die wêreld in die oë te kyk soos 'n man? Wanneer gaan mense weer vir jou respek hê? Kyk om jou heen. Hoeveel vriende het jy? Toe sê my hoeveel? Ek het net gekom om beledig te word nie. Hardes, nie een vriend nie. Selfs ek is nie meer jou vriend nie. En terwyl jy hier is, luister nou wat ek vir jou sê. Tot tyd en wyl jy drasties verander, nie meer na my toe terugkom nie. Ek sien die pa van so 'n swakkeling nie. Julle is almal presies dieselfde. Niemand wil na my luister nie. Dit is mos te maklik om al die skuld op my af te pak. Jong Visser? Het jy my bankboekies gevat? Wat? Luister, waarvan praat jy? Moenie nou vir jou onskuldig hou nie. Ek weet dit was jy. Luister my dier, ek het nie die vaagste benul waarvan jy praat nie. Luister Dion. Ek gaan nou polisie toe. Jy het in my woonstel ingebreek en jy het my eiendom gevat. En goed as jy wil doen, doen dit. Hoe jy terloop, sê my, was er baie geld in die boekies? Jy weet presies hoeveel daarin was. Dit was net Colleen. Vader maar sy is in toestand. Ek dink sy begin terugdink aan haar ondervinding met Kilian. Ja, opa en ek moet môre saam gaan staatsaanklaer toe. Nee, maar ek dink jy moet naby wees, ingeval sy jou wil sien. Nou maar goed.
Juffrou, ons het jou beëdigde verklaring gelees. Jy weet natuurlik dat jy die enigste getuie was van die gebeure op die rivier en dat jou verklaring van kardinale belang in die hof gaan wees. Maar daar's by ons 'n paar vrae oor die verklaring en ook miskien oor u motiewe. Ons kliënt sê dat daar 'n dispuut op die boot was oor 'n bedrag van R50.000 tussen jou en die oorledene Piekover. Is dit so? Nee. Na bewering het Piekover gesê dat hy die geld wat vir Dion Visser bedoel was aan jou gegee het. Dis 'n infame leuen. Juffrou, meer as 'n helfte van die geld waaroor die bedrogklag gaan, is nooit teruggevind nie. Dion Visser het die R45.000 wat hy van Piekover gevat het aan die polisie besorg. Mevrou, alles wat gebeur het staan reeds in my beëdigde verklaring. Moet ek al hierdie vrae beantwoord? Ja, asseblief, juffrou. Wel, ek weet nie wat van die geld geword het nie. Juffrou, ontken jy dat jy 3 spaarrekenings het? Ja. Juffrou, ons het die nommers. Ons het die bank en die 2 bouverenigings se name en die huidige balans. In die eerste rekening is daar 'n bedrag van R14.000, in die tweede R11.400 en in die derde rekening R25.400. Ontken jy dit? Ja, ek ontken dit. Juffrou, het iemand onlangs vir jou 'n groot bedrag geld gegee of geleen? Nee. Wat verdien jy? Mevrou, dit het niks met hulle te maak nie. Antwoord die vraag, juffrou. R950 'n maand. En jy ontken dat jy meer as R50.000 in spaarrekening het? Ja. Juffrou, dan sal jy seker nou nie beswaar hê as die polisie ondersoek instel op die 3 rekeninge? Ek weet niks van sulke rekeninge af nie. Dion Visser kon die geld in my naam gebank het, sonder my medewete. Hy kon die rekeninge geopen het. Ja, hy kon. So hy sal nie beswaar hê as die polisie ondersoek instel in die saak. Ek weet niks van sulke rekeninge af nie. Goed, juffrou. Dis al wat ons vir jou wou gevra het. Kan ek nou maar loop? Wag vir my buite asseblief, juffrou. Meneer Beyers, gaan julle die saak oor die rekenings na die polisie verwys? Ja. Wag ons tot die ondersoek afgehandel is. Nou maar goed dan. Baie dankie vir die geleentheid. You're watching. Hier is die egskeidingsooreenkoms. Jeannie wil geen onderhoud van jou hê nie. Ek dink sy maak 'n fout, maar sy dring daarop aan. Maar vir die res, hierdie huis is hare. En al die meubels wat daarin is, ek glo nie jy kan dit betwis nie. Sy vra toesig oor die kind en jy sal vrye toegang tot Roline, wat ek dink heeltemal te vrygewig van haar is. Veral in die lig van wat gebeur het. Gaan dit, Roline? Sy's gesond, sy's vanoggend uit die hospitaal ontslaan. Gaan sy nou met haar dokter terug? Sy het nie die saak met my bespreek nie, ek kan jou dus ongelukkig nie sê nie. Maar ek wil net dit sê. As jy hierdie dokument onderteken, dan plaas ons die saak op die rol vir die 14de Januarie. Betwis jy dit, dan moet ons ongelukkig vra vir onderhoud en jou toegang tot die kind belemmer. Die hof sal ons ondersteun daarin, want jy het nie jy's 'n baie goeie rekord vir verantwoordelikheid nie, het jy? Wat moet ek teken? Parafeer onder elke bladsy en teken aan die einde. Jy het tot Saterdag tyd om uit hierdie huis uit te wees met al jou goed. Of jy betaal hier teen R1000 'n maand. So jy moet nou self besluit hoe lank jy nog hier wil bly. So. Al wat ek het van 'n huwelik van 2 jaar is 'n ultimatum. Ja. Kom haat julle my so. Dis nie my gewoonte om emosionaliteite met dronk mense te bespreek nie.
En nou? Wanneer laas jy vir Daan gesien? Laas toe Roline swembad geval toe kom. Hy het sy huis en sy praktyk verkoop. Ek kom nou net daar vandaan. Tanjong se huis oor see. Bani, daar's seker dinge mense lewe wat nie uitwerk nie. Jy hoef nie dinge geregkom tussen ons. Dis nie net sy nie, Jeannie. Dis ons hele familie. Ek is nie reg om weer met 'n verhouding te begin nie, Stoffies. Nie eers met Daan nie. Nie eers met Daan nie. Ek dink jy moet jou kop laat lees. Bani, ek sal seker altyd vir hom lief wees. Maar wat gebeur het soveel letsels gelaat. Ons is nou almal soveel ryper, soveel anders. Mens kan nie net maar weer ou drade optel en voortgaan asof niks gebeur het nie. Ek het my lewe en ek het vir Roline. Dis al wat ek op die oomblik wil hê. Jeannie, ek gee nie om hoe jy nou voel. Al wat ek hoop is dat dinge iewers in die toekoms gaan regkom. Jy en Daan hoort by mekaar, al van die eerste oomblik af. Moenie verder raak jy my klein nie. Jy weet, Stoffies, partykeer voel ek skuldig dat ek en jy so gelukkig is. Kyk Elise, as jy nie leer nie, dan gaan jy nie deurkom nie en ek is nie verantwoordelik daarvoor nie. Sit stom in daai tent. Alweer jy. Meneer Breitenbach, die hoof wil meneer asseblief in die kantoor sien. Nou. Ja meneer, nou dadelik. Goed, gaan aan julle werk. Sit meneer. Nee, dankie. Jy weet seker waarom ek jou laat roep het. Juffrou Kutse sê vir my dat sy jou kind verwag. En dit ten spyte van my waarskuwing vroeër vanjaar. Dis 'n infame leuen. Ontken jy dit? Kyk meneer, ek weet nie of sy verwag of nie, maar sy wou my van die begin af vang. Dis my kind. Hoe kan jy so vals wees? Dis jy wat vals is, man. Nou goed, meneer Breitenbach. Ek wil nie in die argument tussen julle twee betrokke raak nie. Maar al wat ek vir jou te sê het is dit. Jy is in 'n tydelike hoedanigheid by hierdie skool aangestel en ek vind jou werk en jou gedrag nie na wense nie. Jy het 24 uur om jou klas van jou persoonlike besittings te ontruim. So, ek word in die pad gesteek. Jou dienste word beëindig. Maar ek is onskuldig. Ek is onskuldig aan alles. Almal is teen my. Meneer Beyers. Die edele, in die lig van wat gebeur het, wil ek vra van die ontslag van my kliënt. Die staat se saak, die edele, word gegrond op die inkriminerende verklaring van 'n enkele getuie, wat sedertdien gebleik het self aandadig te wees aan die misdaad van diefstal. stad se neonarms draai my in hul vas. Spot my eenryspore wat gister nog langs joune was. Winkelpopgesigte, dieselfde dag en nag. Troef my met 'n glimlach wat gister nog in my oë was. Ek staan voor grobbe mure, my son was beton gewees. Het ek maar die bordjie met die kommesak gelees. Tyd
verbind die seer kry, verouder dit soos wyn. En die eikebalie van my hart sal liefde weer kan skyn. Ek staan voor grove mure, my son was beton gewees. Het ek maar die bordjie met die koelde sak gelees. Maar agter my lê drome nog steeds onaangeraak. Iewers op pad daarna toe, wag liefde wat heel saam maak. Wag liefde